Goeiemiddag, dis Ina met resepte vir die lewe. Ons is besig met die resep vir gebed uit Matteus 6 en ek kyk nou vandag na die tweede gedeelte, laat u naam geheilig word. Laat u naam geheilig word. Dis die woorde wat Yeshua vir ons gee. Wat beteken dit as ons 'n naam heilig? Dit beteken hierdie naam word afgesonder. Waarvoor word dit dan afgesonder? As ons na hierdie gedeelte kyk, dan weet ons dat sy naam word afgesonder vir aanbidding, vir worship. Die Joodse volk beskou God se naam as so heilig, dat hulle nie sy naam gebruik nie. Hy word aangespreek as Hashem, wat beteken die naam. As hulle die woordjie God sou neerskryf, word die o in die middel vervang met 'n streepie, om hulle respek vir sy naam te bewys. Die wêreld het sy naam geannekseer vir 'n stopwoord, 'n kragwoord. Maar hy gee vir ons 'n baie duidelike opdrag hierso, dat sy naam geheilig moet word. Ons kry in Eksodus 20 vers 7 die bekende, jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. So as ek dan nou kan sê, maar ek misbruik nie sy naam nie, ek heilig dit. Wat beteken dit? Dit beteken dat nie net my woorde nie, my hele lewe hom moet vereer. Dit beteken onder andere dat ek hom vertrou en gehoorsaam en dat ek daagliks keuses moet maak om sy naam deur my lewe te verhoog en te eer. Dis om so te lewe dat almal kan sien, ek is in awe, ek is in verwondering oor hierdie almagtige God. As ek nou terugkyk na wanneer misbruik ek sy naam, dan beteken dit ek gebruik sy naam nie in aanbidding nie. En nou dink ons so maklik, maar ek gebruik nie sy naam as 'n kragwoord of 'n stopwoord of wat ons dit ook al wil noem nie. Maar hoeveel van ons staan en sing in die kerk en ons koppe is op 'n ander plek? Ons neem deel aan dit wat daar gesing word, maar nie een enkele woord vind weerklank in ons harte nie. Dan is ons mos besig om sy naam te misbruik. Romeine 14 vers 11 staan geskrywe, so seker as ek lewe, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal bely dat ek God is. My boetie, my sussie, elke mens sal kniel en bely dat hy God is. Is dit nie wonderlik dat ons nou al die geleentheid het om sy naam te kan gebruik en dat hy ons eendag gaan beloon daarvoor? As wat ons nou sy naam uitelik gebruik en daar 'n dag kom wat ons voor sy troon gaan staan en die straf moet ontvang, omdat ons nie sy naam geheilig het nie. Psalm 70 vers 4 is een van my gunsteling skriffies. Dit sê, laat almal wat u soek, hulle self in u verheug en bly wees, en laat hulle wat u verlossing lief het voortdurend sê, laat God groot gemaak word. Die Engels sê, let God be magnified. Jy sien, as ons sy naam heilig, dan maak ons hom groter as enige iets wat na ons toe kan kom. Enige iets wat in ons pad staan, enige iets wat ons aanval. Sy naam is die naam bo alle name. Heilig jy die naam van God? Heilig jy die naam van Jesus Christus, Yeshua Mashiach? Heilig jy die naam van die Heilige Gees? Deur dit te vereer, die naam te vereer, die persoon te vereer, deur jou lewe so te leef, dat hy verhoog word, geëer word, sonder dat jy 'n naam sê.
Die naam Christen het in so baie gevalle 'n teken geword van iets wat party van ons nie wil wees nie. Kind van God, leef jy so, dat sy naam oor jou geskryf staan, uit die klank van jou woorde kom, uit jou oë uitkom, uit al jou dade uitkom. Are you oozing the love of God? Is jy besig om sy naam groot te maak, deur net te wees? Abba Vader, ons moet bely dat ons nie altyd U naam heilig nie. Help ons, maak ons bewus daarvan, wanneer ons faal in hierdie opsig. Help ons om nie U naam te misbruik nie. Ons loof U vir die goedheid. U is die naam bo alle name. En ons sal saam met die engele, saam met die gelowiges van alle eeue, bely dat U die koning van die konings, die Here van die leerskare is. Amen.